want to see you. I want to see you. Sing dit vir die Here, sê vir die Here. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sê gou vir die Here, my vensters van my hart is vuil. Dit mistig. En dit is vuil. Ek kan nie lekker sien, Here. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Wie van julle wil Jesus sien? Wie van julle het hom al gesien? Het julle al Jesus gesien? Kom, wie nog het jy al Jesus gesien? Ek het hom al gesien. Elke dag van sy werke wat hy in my lewe doen. Dis hoe jy hom sien. Dis hoe jy hom ervaar. Ons is vanoggend hier om te sê, deurgrond my hart, o God. Is jy gereed om vir die Here te vra, ondersoek my? Ek was donderdag aan die hospitaal, dis check hulle ons so op jou hart, of jou hart reg klop, en al die dingetjies mooi werk, en hy goed, die Here wil dieselfde met jou doen. Hy wil dieselfde met jou doen. Sing hierdie lied saam met my. My vriende, voel jy soms soos die verlore siel? Het jy dalk vergeet waar jou huis is? Ja, jou hemelse huis. It is not far from home. From home. Daddy, if you could see, please don't stop looking for me. Far, I'm so far from home. Daddy, if you could hear me, please don't stop looking for me. Oh yes. The things I had no more. No money, no place to go. I had no food to eat, no clothes to wear, no place to lay my head. I'm coming home. I'm coming home. No matter how long it's been. Home. Just to see your face again. Just to see you. Just to feel your arms around me and hear you say that I'm your child. Just to see your face again. Just to feel your smile. Just to feel your arms around me and hear you say that I'm your child. I'm coming home. I'm coming home. No matter how long the road must be, I'm coming home. Just to see your face again. Just to see your smile. Just to feel your arms around me and hear you say that I'm your child. To see your face again. Just to see your smile. Just to feel your
surround me and hear you say that I'm your child. I'm coming home. I'm coming home. No matter how long, I'm coming. The road has been. I'm coming home. I'm coming home. Hallelujah, Jesus. Dankie, Here. Hallelujah. Hallelujah. Ek wil jou vanoggend vra of jy op 'n pad vat. En ek is hier om op jou gevoel te speel. En ek is nie hier om jou skuldig te laat voel nie. Ek is hier om jou die ware woord van God te verkondig. Amen. Ek is hier om jou te nooi om reg te maak dit wat fout is in jou lewe. Ek is hier om vir jou te vertel, ons almal was hier so 'n tyd die verlore seun. Ek is hier om vir jou te vertel, ons almal het in die varkhok beland. Want jy sien, as jy nie in die varkhok was nie, kon jy nie opgestaan het nie. As jy nie in die varkhok was nie, kon jy nie opgestaan het nie. En ek wil vandag vir jou iets vertel, ek kan niks vir jou doen nie. En dan wil jy nog surprise, daai ander twee predikers kan nog minder vir jou iets doen. Because you have to make a choice. And that choice is just your choice. And that choice is, are you going to open your inner in for Jesus, or are you not? Gaan jy jou binneste, hierdie, Apostel Emmanuel het eendag vir my iets gesê, dit so mooi gesê, hy sê, Pastor Terry, he said, you know, your heart got 4 chambers, but there's one chamber that is empty, and they call it the inner in, and that must be filled with the Holy Spirit. Yes, I know the Holy Spirit is living inside of us, but if you're not going to allow the Holy Spirit to work in you, He's not going to work in you, because He's a gentleman. En so dink jy presies dieselfde gemaak as hierdie verlore seun. Hy het aan sy pa toe gegaan, so lekker wind gehad. Toe sê hy vir sy pa, gee net my erfporsie. Jy sien, hy vra vir sy pa, gee my jou seun, maar ek soek nie jou nabyheid nie. En ek en jy doen dit met God. Ek en jy sit Sondag op Sondag in die kerk, ek en jy sit Woensdae aan, sit ons hier, ons sit hier met Bybelstudie. En ek wil vandag vir jou vertel, jy kan soveel as moontlik wat jy wil in die kerk wees, maar as jy nie toelaat dat God in jou hart kom nie, het jy verloor, het jy niks. So jy kan nog nie eens van vra, Here, deursoek my hart nie. En hierdie verlore seun het die pad gevat, hy was so lekker wind en hy het sy geld sy erfporsie gevat, en hy het gaan doen wat ek en jy doen elke dag van ons lewens. Jy sien, as een woordjie in ons lewe, wat elke dag van toepassing is, en daai woordjie se naam is last. Nee, almal sê, dit gaan nie oor seks nie. Enige iets wat jy addicted toe is last. Enige iets wat jy, as jou sigaret vir jou belangrik is, dan is dit last. Want jy verkies om bo God. Donderdag toe ek by die hospitaal was, vraag vir my liefie, toe sê ek vir, ek soek net koffie. Ek mag nie geëet en gedrink het, maar ek soek net koffie. Jy skielik koffie. Ek stuur tot vir Joey 'n boodskap en sê, hey, sê ek vanaand by die huis kom sorg dat my moeder koffie reg is. Ek sê, ek verslaaf. That's lust. En dit is wat ek en jy toelaat, dat die wêreld ons ingryp met daardie las, en hierdie verlore seun het presies dieselfde gedoen. Hy het gegaan en hy het sy geld uitgehoreer, hy het uitgesuip, hy het miskien dwelms gebruik, en al die dergelike dinge. En jy sien wat die mooiste van alles is, niemand het vir hom gebid nie. Niemand het vir hom gesê, hey, jy moet dit doen nie. Niemand het 'n gun teen sy kop gehou nie. Had to make that decision by himself. Hy het nodig gehad om alleen tyd te kry met God. En toe hy binne na die varkhok sit en hy moes begin steel om te eet en te drink van die pele van die varke, het hy agtergekom, ek mis iets in my lewe. Ek mis vir Jesus.
En jy wil weet hoekom gaan dit met jou omstandighede so. Begin dit dink, waar maak jy verkeerd? Begin dit dink, wat is die las in jou lewe wat meer belangriker vir die wêreld is as vir jou? As vir Jesus. En daardie verlore seun het gekom. En hy gaan sit in daai varkhok en hy sê, ek sal opstaan, en hy begin te repent. Ek sal opstaan en na my Vader gaan. En sê, Vader, ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Ek en jy, hoeveel keer sê ons dit nie vir die Here nie. Here, maar ek het dit gedoen, Here, ek het moord gepleeg, Here, ek het dwelms gebruik, Here, ek het dat en dit en dit. Maar Here, ek is nie werd nie. Hy sê, kom my kind, kom, because I'm going to give you a new garment. I'm going to give you a new feet, shoes for your feet. I'm going to give you a new ring for your finger. Where are you, my child? He's calling for you. Jy het nie nodig om verlore te raak nie. Hy roep na jou. Hy roep na jou. En dit is so awesome. En hierdie man staan op en hy stap na sy pa toe. Maar wat hy nie geweet het, en dis wat Jesus elke dag met my en jou doen, gaan kyk in die Openbaring skryf hy, ek staan by die deur en ek klop. En luister hoe hy klop, en nou waar hy nou sit. En daai pappa het elke dag by sy voorhekkie gestaan, en hy het seker so gestaan met sy verkyker op sy oë so gesit, met sy voete so lekker van die stof, met sy sandeltjies, en hy het gesê, waar is my seun? Wat gebeur toe hy die seun gemaak? Ankel, toe hy jou sien, toe hardloop Jesus, en hy sê, jy is myne. En hierdie seun wil nog vir jy wil nog vir die Here sê, Here, maak as hy weg. Hy sê, wow. Hy sê, wow, stop net nie my kind. Hy het net hom gesê, jy het gehoreer, jy het gesê, jy het dit gedoen. Dis wat ek en jy met mekaar doen. Dis wat ek en jy doen met mekaar. Maar ons sê, ons dien God. Maar ons wil vandag kom en sê, deurgrond my hart oor God. En hy papa het hom so, het hom gevang. En hy het hom verseker van sy liefde. Hy het hom verseker van sy liefde. Hy het hom verseker dat hy die beste is. En dis wat Jesus vandag vir jou wil sê. Dit maak nie saak wat jy gedoen het. Dis weg. Because I'm going to give you a new garment. I'm going to give you new shoes for your feet. I'm going to give you a new ring for your finger. You are mine. You are my precious son, my precious daughter. Maar jy sien, die belangrikste aspek was, die verlore seun moes by homself tot inkeer gekom het. As nie ek hand as ek opgehou. En so kan ons oorgaan na Dawid toe. Dawid in Psalm 51 sê, ontsondig my met hyssop, Here, en skep my 'n rein hart o God. Maar wie wat? Dawid was 'n oreerder, hy was 'n moordenaar, hy was sleg. Het ek hand teen Dawid se kop gehou? Nobody. He had to make that decision by himself. Hoekom kan ek en jy dit doen? Hoekom hardloop julle so vinnig na die mens toe en sê vir die mens moet dit en dit vir jou doen? Why you can't ask God for that? Why you can't ask God? Why you can't go directly to God? There's no communication problem. There's no batteries or something, anything that is flat. There's no signal problems. Wie van julle het 'n probleem om met God te praat? Wie weet nie hoe om met hom te praat nie? Ek wil jou gou help vanoggend. Draai na mekaar, te kry ons vir elkeen so twee mense draai gesig ook en gesig na mekaar. Kyk mekaar in die oë. As sing nie vir mekaar, ek kyk graag so diep in jou oë. Ek sien jou so op jou bek. Kyk goed na mekaar toe. Ek wil jou goed iets wys. Kyk na mekaar toe en sê jy, Here, help my.
Daar het jy met die Here gekommunikeer. Daar het jy vir hom gesê, jy het hulp nodig. Hoekom is dit so moeilik? Hoekom is dit so moeilik om vir die Here te sê, Here, ek is jammer. Here, ek het gefouteer. Maar die Here sê, hy het vir Dawid gegaan, en toe Dawid voor sy voete geval het, toe sê hy, die Here, ontsondig my met hyssop, maar die hyssop is 'n genesingsmiddel. Dis 'n klein simpel bossie, met die sterkste wortels wat daar is, wat deur die rotse gaan, en daai wortel in jou lewe is God, is Jesus. Amen. So why you don't use it? Hoekom is jy bang om dit te gebruik? Hoekom is jy bang om vir die Here te sê, Here, vergewe my? Jy is besig met 'n aanloop om vir die Here te kan vertel, Here, asseblief, deursoek my hart, deurgrond my. Kyk bietjie of hier nog dinge is wat verkeerd is in my lewe, Here. Maar as het nou gesing, open the eyes of my heart, Lord, I want to see you, but you can't see him because your windows is dirty. Ons lyk soos hierdie 5 maagde, wat so lam met 'n min olie gehad het, maar weet wat? Jy kan soveel olie hê soos wat jy wil. As jou olie nie skoon is nie, is jou lig flou. Is hy vuil. As jou lampshade nie skoon is nie, het jy 'n vuil lig. Dis hoekom jou hartskamers dof is. Want jou oë is dof. Kyk gou vir Jesus. Sê vir hom, Here, ek wil sien. Jy weet presies wat fout is in jou. Jy weet presies waaraan jy addicted is. Jy weet presies die pad wat jy met die Here stap elke dag van jou lewe. En ek wil vandag vir jou iets vertel. Moenie dink, as ek hierdie woord aan toespassing op my lewe is, jy glo wat ek vandag vir jou vertel, dan wil ek vandag vir jou sê, mag ek hier voor staan. Dan mag ek hier staan. Want die woord begin by my. Want ek wil vandag vir jou sê, die reiniging begin by jouself. Die revival begin in jou, nie by jou pellies nie. Nie vir hierdie pellies wat jy sê, ek kan nie nou nie my hande op die lig opsteek nie, want wat gaan my chommy sê? Ek hoop jou chommy gaan eendag vir jou sê, it's time to enter the gates. Ek hoop jou chommy gaan jou daar deurvat, want ek glo net. Want jy sien, dit is waar Jesus inkom. Dit is waar Jesus vir jou gesê het, ek sal vir jou reinig. Hy het gekom en toe hy aan die kruis vir my en vir jou gehang het, toe sê hy, ek het dors. Dit het nie gegaan oor daardie asynbesponsie nie, dit het gegaan oor daardie hyssoptakkie, wat my Jesus moet reinig geword het, voordat hy my en jou kon gereinig het. My Jesus moes gereinig geword het, voordat hy gesê het, is volbring, in die naam van Jesus. Kan jy dit sê? Kan jy die pad stap? Open the eyes of my heart. I want to see you. Waar van nou? Ben jy vir jou? Yes. Don't stop. As jy gereed word, bro. As jy gereed om sy hand te vat. As jy gereed om 'n Dawid te wees en te sê, Here, ontsondig. Skep my 'n rein hart, o God. Het jy vergeet? En as Jesus jou gehad het, as een gedeelte in die Bybel wat my favoritste is, en dis die vloeiende vrou. Weet julle dit? Sy het nie gewonder gaan sy genees raak nie. Sy het gesê, as ek aan hom raak, is ek genees. En is weg. Die krag wat uit Jesus uitgegaan het, het haar genees. Hy selfe krag wat daar genees het, genees jou vandag. Hy selfe krag wat uit daar uitgegaan het, is besig om nou in jou te werk. Is jy toelaat dat hy in jou werk. Dis die pad wat jy moet stap. Want jy sien, ek het lang gewonder oor 'n woord vir vandag, en ek het lang met die Here gepraat. Het is maklik om te sê, deurgrond my hart. Het is
maklik om te sê, Here, ondersoek my hart. Want jy sien, met die mond kan ek praat, maar die hart praat nie saam. Ek kan jou tevrede stel met die mond, maar my hart, my leefwyse gaan nie dieselfde wees. En elke dag van ons lewens is aanvalle. Elke dag van ons lewens is daar aanval op jou lewe. Hoeveel keer is jy aan God gehoorsaam op 'n dag? Hoeveel keer luister jy na sy roepstem? Hoeveel keer reageer jy op sy roepstem? Het jy geweet God se stem en die wêreld se stem klink presies dieselfde? Jy lief! Dit is die waarheid. Weet wat is die verskil? 'n klank verskil. Gaan luister na die klank verskil in God se stem. Daar die stem van omgee, daar die stem van grys, daar die stem van liefde, daar die stem van vrede, vreugde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, nederigheid. En dan kom ons by die moeilikste ene waarmee Norman sluit en suffer. Selfbeheersing. Hy wil my elke dag voor die kop sit. En jy sien, as ek en jy nie selfbeheersing het nie, dit is nie liefde nie. Want jy sien, as ons nie respek vir mekaar het, het ons nie respek vir God nie. Maar die ander woord vir respek is liefde. So hoe het jy liefde? Maak vir jou Bybel, as jy jou Bybel gebring het, maak ook vir ons oop met Psalm 139, ek gaan na so uit die nuwe vertaling uit lees. Hy sê dit net vir my baie mooier. Ek is mos nog maar 'n instrument daarby, so ek snap stadig, so ek lees nou stadig. En lees saam met my stadig. Halleluja. Psalm 139, we're going to read from verse 1. En ek wil vandag vir jou sê, kyk mooi, wat die Here vir jou, Dawid skryf het so pragtig vir my en jou, wat Jesus van my en jou weet. Hoor wat sê hy? Hy sê, is julle daar? Amen? Amen? Okay. Ons weet Christine is nou nie hier so aan, so ons nog gewag het, maar so right. Amen, daar is hy. Hy sê, Here, U deursoek my en ken my. Die Here ken jou. So nou nie begin ek dink, voordat ons dan by vers 23 en 24 te gaan, of 22, 23, ja, 23, 24. Hy sê, U weet as ek sit, en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op die pad is, en of ek gaan lê. Elke oomblik weet U waar ek is, selfs voordat ek praat. Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in, en van voor en van agter, U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. En Jesus weet presies wat ek en jy dink. Hy weet presies, en ek sê vanoggend dink ek, en ek vir pastoor Karen gesê, toe sê ek, hier is ons grootste vyand. Hierdie ding is ons grootste vyand. Want hierdie ding en hierdie ding, hy wil nie lekker sink nie. Onthou jy, as jy op jou selfoon is, dan moet jy eers sink, dat die WhatsApp en die e-mails gesink is. So hierdie WhatsApp en hierdie e-mail wil nie sink nie. Want jy sien, hierdie ene vertel my ander stories. Hierdie ene vertel my, maar moet nie worry nie, daar's môre nog 'n dag. En ek wil vandag vir jou vertel, jy moes al eergister die Here in jou lewe ingebring het. Ek wil vir jou vandag vertel, môre is te laat, nou is te laat. Jy moes al eergister gesê het, Here, hier is my hart, wat om maak om jou en Here. Maar jy sien, omdat ons vir onsself lieg, en ons vir ons mens lieg, dink ons kan vir God lieg. Maar die woord van God sê duidelik vir my en jou kind, lees weer Psalm 139 vers 1 tot 6. Hy weet alles. Hy het nie nodig om te raai nie. Hy hoef nie notes en crosses te speel nie. Hy weet presies wat in jou hart gaan. Hy weet presies hoe jy 'n lieging bedrieg. So my boetie is gesê, is dit nie tyd nie? Jou keuse. Is dit tyd om te sê, hands up nie, ons gaan speel Calvins en Kroes.
Here, hands up. I can't do it on my own anymore. Ek kan nie meer. Ek kan nie. Wat is jy bereid om vir die Here te gee? Wat is jy bereid om op te offer vir Koning Jesus? Alles kom met 'n prys. Alles. En die grootste prys wat ek en jy moet betaal is een woordjie. Net een woord. Weet julle wat dit is? Keuse. Keuse. En dit is so moeilik om my keuse te maak. Want jy sien as ek 'n gimnas is, dan staan ek so. Ek gaan niks keer as ek oor gaan. Want as dit een voet in die wêreld en een voet vir Jesus. En so kan ek maar split, want ek gaan niks keer. Want dit is lekker in albei gebiede. Want jy sien as ek in die een voet by Jesus is, dan stel ek hier ander mense tevrede. Ek stel die pastoor tevrede, ek wil my mede boeties en sissies tevrede. Maar die ene wat in die wêreld is, stel ek nog meer tevrede, want hy gee my meer plesier. Het julle gesien wat gebeur het met die verlore seun? Hy het alles gehad. En dis wat die wêreld doen. Die wêreld gee vir jou meer as wat God jou kan gee. Dis die reine waarheid. Maar die wêreld kom hy sê, "Kwa, bling bling, alles op een slag." Jesus sê, "Myne is dit op my tyd, die regte tyd." Daarom sê hy vir jou, hy sê, "Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daarna." Maar Here, hoekom? Het jy my geregtigheid gesoek? Het jy my koninkryk gesoek? Vir wie is jy nou kwaad? Vir wie is jy nou kwaad? Vir die bottel drank? Vir die dagasol? Of nog 'n quick fix? Maar ek wil sê, ek het een ordentlike, ek stem nie saam nie, ek glo glad nie in depressie. Maar met depressie bestaan. Maar ek het net een pil wat daai ding werk. En glo vir my, dis die Heilige Gees. En ek wil vandag vir jou sê, broer, jy besluit, breek hy of breek hy nie. En ek wil vandag vir jou sê, jou oor lyk al klaar beter teenoor wat het gisteraan was, in die naam van Jesus. En elke dag van jou lewe, die versoekings gaan kom. Hoor wat ek jou vertel, die versoekings gaan kom, want jy het 'n keuse gisteraan gemaak. Daai keuse wat jy nou moet maak, moet jy deurvoer, elke sekonde van jou lewe, om vir daai depressie te sê, ek het nie depressie nie, want ek is 'n koningsseun. Ek staan in die hand van Koning Jesus. Hy het my aangeraak. Kraba, sharaba, kitura, kapateria. Hetoro, satarika, tarianda, rabashika, tarianda, rabashika. Jy breek elke siekte. Jy jouself, my broer, my suster, wanneer begin jy vir jouself te bid? Wanneer? Jesus het ook eens na sy Vader gekyk voor hy gebid het. Niks het gebeur. Geen wonderwerk gebeur voor hy nie opgekyk het na sy Vader. Niks. En kyk maar die 5 brode en die 2 visies. Okay. Hoekom gaan dit in jou skoot val? Omdat ek net Petrus of Terry is? Ja. Ek moes 'n keuse opoffer om hom te dien. Ek moes 'n keuse maak om my lewe oor te gee aan Jesus. Ja, ek is emosioneel wanneer ek kom by Vaar van hom, want dit is my dogter se son. En ek weet waar my dogter is. Die by Jesus. En ek roep hy elke dag in. Papa, ek in my huis gaan die Here dien. Halleluja! Wie van jy in jou huis dien die Here? Jy moet jou hand opsteek, want ek gaan vir jou vertel jy lieg. Ek gaan vir jou vertel jy lieg. Dien jy jou vrou, jou kinders, almal die Here? Dan sit jy in jou huis hier daar lieg jy. Kyk. Kom ons kry ons huis in orde. So that God can touch you. And when God touches you, something is happening in your life. And when something happening in your life, you're going to be a new creation. And that I can promise you. En jy moet belofte die oor God maar kom nakom. Daardie gedeelte van ek het 'n keuse gemaak. Hy is my saligmaker. Hy is my verlosser. Weet wat sy mooiste. En ons kan sê hy is
Ons kan sê hy is die advokaat, en ons kan sê hy is die alfa, hy is die omega. Wie wat die mooiste verbeter? Hy is die almagtigste. Hy is die almagtigste. There's none like him. None. Is jy gereed om oor te gee? Is jy gereed om aan na vers 23 toe te gaan? Waar hy sê, deursoek my o God en ken my hart. Kan jy woorde sê? Nou jy moet dit sê vir Jesus. Onthou, ek glo in een iets. Dit wat ek met hierdie tong bely, kan ek nie terugvat nie. Halleluja. Amen. So daarom sê ek baie keer vir my gemeente, kom sê dit klipbaar, ek wil hoor jy sê dit. Here, deursoek my hart. Jy kan dit nie terugvat nie. En hierdie gedagtes kan ek nog terugvat, want niemand het dit gehoor nie. Ek bevat myself, maar bevat nie vir God nie. Oor 'n klam. Dat jy iets leer. En baie van ons lewens het daar iets bads gebeur. Is ek reg? En jy praat nooit daaroor nie, is ek reg? En jy sal dit nooit vir iemand vertel nie, is ek reg? Kan hy leer iets van nie? Dan skryf vir God 'n brief. Want you can't lie to God. And when you write that letter, don't write a 2, 3, 4 page letter. It must run about 10 pages. En dan kom jy by daardie gedeelte, en as jy kwaad is vir God, dan vertel jy vir hom jy's kwaad. As jy hom vloek jy hom, want jy vloek hom klaar jou gedagtes. Nee, mama, jy skud jou kop as jy reine waarheid. Hoor wat ek jou vertel. Ek kan jou baie dinge vertel, jou hare sal reis. Maar moet net nie vergeet om vir die Here dankie te sê vir dit wat jy het nie. Want jy sien wat ons is ondankbaar. Vir hierdie bietjie wat ek en jy het, ons is ondankbaar voor. Daarom vra ek, wie kan jy vandag vir die Here sê, Here, begin om my hart te deursoek. Er is 'n paar dinge wat ons hier so reg. Ons moet voor sy voete gaan lê. Jy sien, as jy 'n brief klaar geskryf het, en teken jy met jou eie handteken, because that is a private conversation between you and God. Daar gaan jy vir hom skryf wat in jou hart is. Wat jy vir niemand hoef te praat. And it's time. It's time to enter his gates. Tyd is nou. Tyd is nie môre nie. Die tyd is nie oormôre. Wat gaan jy doen as dit te laat is? Wat gaan jy doen? Hy sê, deursoek my, o God, en ken my hart. Here, asseblief. Kom ons soek ons. Kom ken my hart wat U aangaan. Hy sê, toets my. En ken my onrustige gemoed. Sien, daar is dinge wat ons moet uitsoek. As dinge wat ons oor God moet gaan leer. Hy sê, kyk of my enige sondige neigings by my is. Lord, take away the lust in my life. Kom ons vat die woordjie last weg. En ek en jy kan praat oor sonde, ons kan praat oor rook, ons kan praat oor drank, ons kan praat oor dwelms, ons kan praat oor prostitusie, ons kan praat oor pornografie, ons kan alles praat. Kom ons vang het met een woord. Ongehoorsaamheid. Ons vervang het met een woord, ongehoorsaam. Is jy bereid om vir hom te sê, Here, is jy anders as ongehoorsaam? Is jy bereid om te sê, Here, om hierdie harte weer ken, om hierdie harte weer soek, en dit beleid is ongehoorsaam. Hy sê, sondige neiging by my is. En hy eindig so mooi, hy sê, en lei my
op die ewige pad. Wat se pad wil jy wees? Weer eens 'n keuse. Weer eens 'n keuse. Ek wil nou dit aan jou oorlaat. Ek wil hê jy met jou oë toemaak. Net self met die Here praat. En laat die Here jou lei. Kyk hoe boring is ek die kinders slaap en dit. Here gee my daar was ek aan toe van Here omdat ek boring is. In die naam van Jesus. Ek wil hier met die Here praat. Jy weet presies wat verkeerd is in jou lewe. Jy weet presies wat reg maak het. Jy is vry. Nobody stands with a gun against your head. Nobody. The only thing that's against your head is the word choice. Kies. Is jy bereid om my kies te maak? Ek het 'n lied geskryf vir vandag. Ek het die woorde self gedoen, maar ek het AI gevat om met die dinge te sing. En my dogter van hom dans. En terwyl sy dans, en haar vlerke swaai, dis wat die Gees swaai. Sy vlerk so oor jou. I promise you will feel. You will feel the presence of the Holy Spirit. If you don't feel it now, you will feel it. Het jy gehoor, onthou jy daai koortjie wat sê, Jesus gaan nou hier by my verby, by jou en by my verby. Stop hom, stop hom. Sê, wow, is 'n rooi lig, Here, stop nie by my. I need you. I need you. So vorentoe kom kniel, kom bid, jy gaan self bid. Ek gaan nie vir jou bid. Dis tyd dat jy met God begin praat. Ek gaan jou support. Ek gaan jou begin support. Maar dis tyd dat jy self, verlore sê, moes het self doen, Dawid moes het self. Daarom het God geluister. Daarom het God geluister. Ek moet vir myself, ek moet self vir die Here, ek moet self om sê, Here, touch, 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 anoint me, anoint me, anoint me. Halleluja. Halleluja. Amen. Kijk hem los. So ek wil jy daar waar jy sit. En ek gaan weer vir jou sit. Jy kan elke dag in die kerk wees, jy kan al die dinge doen, jy kan alles doen wat mooi is en alles doen wat reg is. Jy kan dit alles doen. Maar jou hart kan nie by God, is dalk nie by God nie. Soos die verlore siel het ek ver geloop. Net 'n hart vol stof en 'n siel sonder hoop. Yes, Lord, yes. Ek het my pad verloor in die nag. Yes, Lord. Maar Vader se liefde Yes. het steeds vir my gewag. En ek hoor 'n stem wat sag na my roep. Kom huis toe, my kind, ek wag vir jou. Deurgrond my hart, o God, ek roep na U vandag. Hier ek staan voor U troon met 'n gebroke hart. Omsondig my met U sop, maak my weer wit soos sneeuw, Here, neem my lewe. U maak my hart weer nuut. Soos Dawid het ek ook geval.
groot my krag was min en beperk, maar genade stroom soos 'n rivier, en U was nog altyd naby my, Here. Was my skoon in die bloed van genade, laat my weer leef van U lig, deurgrond my hart, ek roep na U vandag, weer ek staan voor U troon met 'n gebroke hart, ontsondig my met U sop, maak my weer wit soos sneeuw, Here, neem my lewe en maak my hart weer nuut. Vader, hart na my toe, met arms wyd oop, die kleed van genade lê oor my skouers, my naam word weer geroep, Jy is my seun, Jy was verlore, maar nou is Jy gevind. Deurgrond my hart, o God, sien die binne my, as daar 'n weg van pyn is, lei my terug na U, ontsondig my net hierop, maak my siel weer rein, Here, neem my hart, dit behoort net aan U. Mag jy geseënd wees in Koning Jesus. Mag jy ontvang die begeertes van jou hart. En mag God daar weer soek. Amen. En amen.